Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend kom ons dan nou weer by deel 2 van doeltreffende disippelskap. Ons het verlede week die eerste gedeelte daarvan hanteer. En ons skrifgedeelte vanoggend is uit 1 Tessalonisense 2 verse 9 tot 12. 1 Tessalonisense 2 verse 9 tot 12. Maar voor ons dan nou by die brief aan die Tessalonisense uitkom, kom ons maak net weer eens die oë toe. Hemelse Vader, wees gegroet. Here, U is ons Vader en dit is wonderlik. Here, maar ons wil graag doeltreffende disippels wees, effektiewe disippels. En daarom vra ons U, Here, dat U ons sal lei, dat U vanoggend weer eens die woord vir ons sal oopbreek, dat U elkeen van ons sal seën met geopende ore, met geopende verstand en oop harte om hierdie boodskap te bewaar. Here, en ek vra ook dat U my weer sal seën op 'n spesiale manier, Here. Raak my lippe aan, spreek U deur my. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, my geestelike mentor het altyd gesê dat herhaling die sleutel is waardeur ons leer. So hy het dus oor en oor dieselfde inhoud gegaan totdat dit in ons koppe ingeprent was. En die apostel het homself ook herhaal wat hy vanoggend in ons teks doen. So my boodskap vanoggend is baie soortgelyk aan verlede week se boodskap, want Paulus maak weer dieselfde punte. Hy wil hierdie nuwe gelowiges toerus om soliede disippels van die Here te wees, sodat hulle ander disippels kon maak. Hy hou sy voorbeeld voor as 'n model vir die Tessalonisense om en ook vir ons om te volg. Want elke Christen is 'n disipel, is 'n volgeling van Christus. Elke Christen moet betrokke wees by die proses om ander disippels te maak. Wat beteken om doelbewus ander te help om meer soos Christus te wees. En Greg Beale in sy boek 1 and 2 Thessalonians gee 'n nuttige oorsig van 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 1 tot 12. Hy sê Paulus se getuienis onder die Tessalonisense was effektief omdat dit gebaseer was op sy dapper verkondiging van die waarheid van die evangelie. En die twee motiewe wat hierdie getuienis onderlei en geïnspireer het, was dat Paulus God wou behaag en wou hê dat ander God moes behaag om hom te verheerlik. En hou in gedagte dat Paulus homself in hoofstukke 2 en 3 verdedig teen kritisie wat sy motiewe aangeval het. Want gedurende sy tyd in Thessalonika het hierdie vyande van die evangelie die huis van Jason, 'n nuwe gelowige, bestorm in 'n poging om Paulus te vind. En toe hulle hom nie kon vind nie, het hulle Jason voor die stadsowerhede gesleep en hom daarvan beskuldig dat hy 'n man huisves wat 'n ander koning as die keiser verkondig het. En Jason moes toe 'n borg betaal, maar toe die gelowiges dit die beste gedink om Paulus en Silas in die nag weg te stuur, soos ons in Handelinge 17 vers 5 tot 10 sien. En nou het hierdie kritisie dinge gesê soos hierdie godsdienstige bedrieër het skielik weggehardloop en is sedert nie weer van gehoor nie. En hy is net soos baie ander in die godsdienstbedryf. Hy's 'n kwaksalwer wat godsdienst as 'n dekmantel gebruik sodat hy julle geld kan kry en julle vrouens kan verlei en onsself in mag oor julle kan verhef. Hy's nie opreg nie. En toe hy gedink het hy sou ontmasker word, het hy weggehardloop en gewys dat hy nie vir julle omgee nie. Dit is 'n gewysigde weergawe soos John Stott dit gebruik het in sy die boodskap van 1 en 2 Tessalonisense. So Paulus verdedig dus sy motiewe en sy doelwitte, nie sodat hy goed sou lyk nie, maar omdat hy geweet het dat as hierdie kritisie daarin sou slaag om sy integriteit te ondermyn, hulle ook die evangelie wat hy verkondig het, sou ondermyn. In verlede week het ons gesien dat effektiewe disippelskap gebou is op 'n goddelike boodskap, die evangelie van God, op 'n goddelike manier, die duidelike liefde vir ander en 'n goddelike motief
om God uit die hart te behaag. En dieselfde temas word deur ons teks vir vandag geweef. So ons kan dit opsom om te sê effektiewe disippelskap is gegrond op die evangelie wat in liefde verkondig word deur mense van goddelike integriteit met die doel van disippels wat waardig aan God en sy heerlikheid wandel. In verse 7 tot 8 het Paulus homself uitgebeeld as 'n pleegmoeder wat teer en liefdevol vir haar eie kinders sorg. En nou verskuif hy die metafoor na die van 'n liefdevolle vader wat sy kinders oplei. So kom ons kyk daarna. Eerstens, effektiewe disippelskap is gegrond op die getroue verkondiging van die evangelie van God. Want Paulus bly die evangelie van God beklemtoon. Ons het dit gesien 1 Tessalonisense 1 vers 5, 2 vers 2 en 4 en 8 en 9. Ons sien dit weer in hoofstuk 3 vers 2 en ons sien dit in 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 1 Tessalonisense 2 vers 14. En hy doen dit omdat die evangelie die fundament is vir alles in die Christelike lewe. As 'n persoon se lewe op 'n effektiewe evangelie gebou is soos die huis wat op die sand gebou is, sal dit nie staande bly wanneer die vloedwaters toeslaan nie. En Paulus sê dat hy aan hulle die evangelie van God verkondig het. En verkondig beteken om as 'n heraut te verkondig of aan te kondig. Die werk van 'n heraut in daardie tyd was om van stad tot stad te gaan met die koning se boodskap en vir die mense presies te sê wat die koning wou hê hulle moes weet. En hy was nie vry om die boodskap te wysig of daarby te voeg of dit op te som nie. En as dit 'n ongewilde boodskap was, dan kon hy aangeval word, al het hy nie die boodskap self geskep nie. Maar steeds kon hy nie die koning se boodskap versag nie. Hy moes dit verkondig net soos die koning dit vir hom gegee het. En soos ons gesien het, deur dit die evangelie van God te noem, beklemtoon Paulus dat die evangelie van God afkom. Dit was nie 'n boodskap wat Paulus self uitgedink het nie. Dit kom nie na ons toe uit die kollektiewe wysheid van godsdienstige denkers deur die eeue heen nie. Dit kom na ons toe van God self. En dit is die goeie nuus dat God 'n manier voorsien het vir ons om met hom versoen te word, om hom te ken en die ewigheid saam met hom deur te bring nadat ons sterf. En daardie goeie nuus wek altyd teestand op waar dit ook al gaan, want om die goeie nuus te aanvaar, moet jy ook die slegte nuus aanvaar. Die slegte nuus is dat ons almal gesondig het en aan God se heerlikheid ontbreek, soos Romeine 3 vers 23 sê. Ons almal het die duisternis liewer as die lig, want ons dade is boos, soos ons in Johannes 3 vers 19 en 20 sien. Ons almal wil graag dink dat ons goeie dade ons vir die hemel sal kwalifiseer, Lukas 18 vers 11 tot 12, maar God moet ons oë oopmaak om te sien dat al ons geregtigheid waardeloos is in sy oë. Ons het volmaakte geregtigheid nodig om in God se heilige teenwoordigheid te leef, en daardie volmaaktheid en daardie volmaakte geregtigheid kan slegs na ons toe kom wanneer ons ons vertroue in Jesus Christus plaas as die een wat in ons plek gesterf en opgestaan het. Soos Paulus in Romeine 3 vers 21 tot 26 vir ons wys en weer in Filippense 3 vers 4 tot 9. Satan het die evangelie nog altyd aangeval, want dit is die fundament vir die hele Christelike lewe. Gedurende my 10 jaar as pastoor het ek gesien hoe die evangelie aangeval word deur die voorspoedskettery, wat leer dat geloof in Christus jou van elke siekte sal genees en jou finansiële voorspoed sal bring. Robert Schuller se Self-Esteem, The New Reformation, het die evangelie herdefinieer deur te sê dat ons nie trots moet vrees nie, ons moet op onsself vertrou en ons moet ophou om onsself as sondaars te beskou. En op bladsy 68 van hierdie boek sê hy, om wedergebore te word beteken dat ons verander moet word van 'n negatiewe na 'n positiewe selfbeeld, van minderwaardigheid na selfbeeld, van vrees na liefde, van twyfel na vertroue. Kom ek gee vir julle 'n wenk. Dit is nie wat die nuwe geboorte is nie. En op 'n ander front het die sogenaamde vrye genade beweging ontstaan. En hierdie beweging herdefinieer bekering van om bloot 'n verandering van denke met betrekking tot Christus te beteken, nie na 'n verandering van gedrag waar ons van ons sondes afwend. Dit leer dat reddende geloof 'n besluit is om met die feite van die evangelie saam te stem, nie 'n vertroue op Christus wat voortspruit uit God wat ons harte verander.
En John MacArthur het hierdie fout in verskeie van sy boeke gekonfronteer, soos in The Gospel According to Jesus en Faith Works. En ek het hom hoor sê dat toe hy in die bediening begin het, hy nooit verwag het dat hy 'n groot deel van sy tyd sou spandeer om die evangelie te verdedig nie, maar in werklikheid is dit wat hy gedoen het. So maak dus seker dat jou evangelie die evangelie is wat van God kom soos geopenbaar in sy woord van waarheid. En verkondig daardie evangelie aan ander en maak seker dat hulle duidelik daaroor is. Dis die enigste soliede fundament vir effektiewe disippelskap. En dan tweedens, effektiewe disippelskap vind plaas deur mense van godvrugtige integriteit. En ons het dit verlede week gesien, maar Paulus beklemtoon steeds sy godvrugtige motiewe en gedrag toe in Thessalonika was. En ons leer hier 3 dinge oor godvrugtige integriteit. Eerstens, godvrugtige integriteit word deur ons voorbeeld oorgedra. Let op hoe Paulus herhaal, julle onthou tog broeders in vers 9, julle is getuies in vers 10, soos julle weet in vers 11. Hy beroep hom op sy eie voorbeeld. Want ons beïnvloed hoofsaaklik beide ons fisiese kinders en ons geestelike kinders deur ons voorbeeld. Soos James Baldwin geskryf het in die Reader's Digest in 1986, kinders was nog nooit goed om na hulle ouer mense te luister nie, maar hulle het nog nooit versuim om hulle na te boots nie. Daar's 'n storie, die outeur is ongelukkig onbekend, oor 4 pastore wat die voor- en nadele van verskeie Bybelvertalings en parafrases bespreek het. En die eerste predikant het gesê dat hy die King James Bybel gebruik omdat die ou Engels pragtig is en die eerbiedigste beeld van die Heilige Skrif skep. 'n Ander man het gesê hy verkies die New American Standard Bible omdat dit kom nader aan die oorspronklike Griekse en Hebreëse tekste. Die derde pastoor het gesê sy gunsteling is die geparafraseerde Lewende Bybel omdat sy gemeente jonk is en dit op 'n baie praktiese manier met hulle verband hou. En die vierde pastoor was 'n rukkie stil terwyl hy daaroor nagedink het en toe sê hy, ek dink as dit by vertalings van die Bybel kom, hou ek die beste van my pa se vertaling. Hy het die woord van God elke dag in die praktyk gebring. Dit was die mees oortuigende vertaling wat ek nog gesien het. En Paulus het reeds verwys na sy voorbeeld van om nie bedrieglik of onrein te wees nie. Want sy motief was nie om mense tevrede stel nie, maar eerder God wat ons harte ondersoek. En hy het gesê dat hy nooit met vleiende woorde gekom het om mense tot sy voordeel te manipuleer nie. Hy was nie gemotiveer deur gierigheid of persoonlike glorie nie. Inteendeel, as 'n sagte, liefdevolle geestelike moeder het hy sy teer liefde vir hierdie geestelike kinders getoon. En nou vergelyk hy homself met 'n liefdevolle vader wat sy kinders oplei deur voorbeeld en deur mondelinge onderrig. Goddelike integriteit word dus beide by die huis en in die kerk deur ons voorbeeld oorgedra. En dan tweedens, goddelike integriteit beteken om nie op enige manier voordeel uit mense te trek nie, insluitend finansiëel. Want Paulus sê in vers 9 van 1 Tessalonisense 2, julle onthou tog broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. En hy verwys na die feit dat hy hard gewerk het om tente te maak, sodat hy geen ondersteuning van die Tessalonisense hoef te kry, terwyl hy die kerk daar geplant het nie. Hy het nie eens iemand se kos geëet sonder om daarvoor te betaal nie, soos ons in 2 Tessalonisense 3 vers 8 sal sien. Hy wou nie sy vyande enige geleentheid gee om hom te beskuldig dat hy die evangelie verkondig het sodat hy geld kon maak uit sy bekeerlinge. En elders het Paulus geleer dat dit wettig is vir die persoon wat in die evangelie arbei om deur die evangelie ondersteun te word, soos hy in 1 Korintiërs 9 vers 1 tot 15 en in Galasiërs 6 vers 6 vir ons sê. En in die plaaslike kerk het hy opdrag gegee in 1 Timoteus 5 vers 17 tot 18 en gesê, laat die ouderlinge wat goed regeer dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. Want die skrif sê, jy mag 'n os wat graan dors nie mylband nie, en ook die arbeider is sy loon werd. En as hy sê dubbele eer, dan verwys hy beide na die respek wat getroue herders wat die woordleer verskuldig is, en ook na finansiële ondersteuning, soos die skrifverwysings dan wys.
Maar as 'n apostel het Paulus die reg gehad om deur die evangelie ondersteun te word, maar hy het gekies om daardie reg prys te gee, sodat hy nie 'n hindernis vir die evangelie sou veroorsaak. Soos in 1 Korintiërs 9 vers 1 tot 15 sien. En terwyl hy in Thessalonika bedien het Timoteus meer as een keer finansiële ondersteuning van die Filippense gelowiges aan Paulus gebring, soos ons in Filippense 4 vers 16 byvoorbeeld sien. Hy sou dus ondersteuning van ander kerke neem, maar om die indruk te vermy dat hy nuwe gelowiges uitbuit, sou Paulus nie ondersteuning van die kerk neem waar hy tans gedien het. As jy 'n Christen sakeman is en jy disipel 'n jonger man, wees baie versigtig oor enige sake transaksies met hom wat vir jou 'n wins kan maak. In 'n kerk in Kalifornië het een van die lidmate betrokke geraak by Amway, waar jy jou pad op die piramide werk deur ander onder jou te kry om Amway te verkoop. En hy het gesê dat hy 'n doelwit gehad het om elke week 5 nuwe mense by die kerk te ontmoet. Maar die rede vir sy doelwit was nie dat hy hierdie mense kon help groei in Christus nie, maar eerder om vir Amway te werf. En toe die pastoor hom hieroor konfronteer, het hy daarop aangedring dat hy hierdie mense geestelik help, omdat hy hulle gehelp het om finansiëel onafhanklik te word. En hy het geweier om te erken dat hy vriendelik teenoor hulle was, sodat hy 'n wins kon maak, deurdat hulle by sy organisasie aansluit. Maar om mense te laat aanmeld om Amway te verkoop, is nie om hulle te disipel. En dan derdens, godvrugtige integriteit beteken morele integriteit, wat op die hartvlak begin. Paulus herhaal wat hy reeds gesê het in verse 3 tot 4, wanneer hy byvoeg in vers 10, julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. So hy roep die Tessalonisense self as getuies, omdat hulle sy uiterlike gedrag waargeneem het. Want dan roep hy God as getuie, omdat God ons harte ondersoek, soos ons in vers 4 sien. Aan die ander woorde, ons moet met die werklikheid na God toe wandel, beginnende op die hart, op die gedagtevlak, as ons ander effektief wil disipel. Ons kan nie op een manier in die geheim leef en dan ons goddelike masker voor ander opsit nie. En Paulus mag hierdie 3 bywoorde, heilig en regverdig en onberispelik, opstapel om die noodsaaklikheid van regte gedrag vir gelowiges te toon. En hierdie woorde is iets wat sinonieme, maar heilig kan verwys na om God te behaag, regverdig na om reg met ander om te gaan en onberispelik teenoor ons reputasie in die wêreld, volgens John Stott. Byna 30 jaar gelede het Leadership, 'n tydskrif vir pastore, berig dat 20% van pastore erken dat hulle ten minste 1 keer per maand pornografie in een of ander vorm kyk. En dit was voordat die internet en slimfone hierdie vuil goed so maklik beskikbaar gemaak het. En hoe kan sulke mans ander disipels maak as hulle self nie heilig en regverdig en onberispelik is? Jesus was nie subtiel in sy waarskuwing hieroor nie. Hy het in Matteus 5 vers 27 tot 30 gesê, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Integriteit voor God moet op die hart of die gedagtevlak begin. As jy nie jou wel is op daardie vlak doodmaak nie, sê Jesus dat jy op pad is hel toe. En ek sou dit nie so sterk gesê het nie, maar Jesus het. Jy kan nie ander effektief disipels maak en sê jy morele integriteit voor God op die hartvlak het nie. Effektiewe disipelskap is gegrond op die evangelie en vind plaas deur mense van goddelike integriteit. En ons laaste punt, effektiewe disipelskap vereis liefdevolle persoonlike vermaning en bemoediging. Paulus sê in vers 11, hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het. Paulus het die hele kerk in die openbaar geleer, maar hy het ook individueel of in klein groepies vergader vir verdere onderrig met die manne wat hy disipels gemaak het.
Vermaning en bemoediging is iets wat oorvleelend, maar daar's nuances van verskil. Daar's nie 'n een grootte pas almal, hierdie one size fits all benadering. 'n Wyse geestelike vader onderskei eerder waar elke geestelike kind is en pas sy benadering dienooreenkomstig aan. Sommige het vermaning nodig, wat verwys na die uitdaging of die beroep op ander om te leef soos hulle as Christene behoort te leef. Bemoediging het die nuance van vertroosting. Paulus gebruik hierdie woord in 1 Tessalonisense 5 vers 14, wanneer hy die kerkleiers aanmoedig en hy sê, ons dring daarop aan, broeders, vermaan die onordelikes, moedig die kleinmoediges aan, help die swakkes, wees geduldig met almal. So die kleinmoediges hoef nie vermaan te word nie, hulle het aanmoediging nodig. Miskien was hulle mismoedig as gevolg van die vervolging waaronder hulle as Christen te staan gekom het. Paulus het met teer woorde tot hulle vertroosting gepraat, terwyl hy hulle aangespoor het om getrou te wees. En die derde woord, smeek, beteken getuig. Dit is die sterkste van die 3 woorde en dit impliseer 'n liefdevolle waarskuwing dat 'n koerskorreksie nodig is. En Paulus gebruik die analogie van 'n liefdevolle vader om oor te dra hoe hy hierdie verskillende benaderings gebruik het. Elke sensitiewe vader weet dat sy kinders verskil. Sommige het 'n streng woord nodig, anders sal hulle jou nie eens hoor nie. Maar as jy dieselfde streng woord aan 'n meer sensitiewe kind gee, dan sal sy in trane uitbars. Maar elke vader behoort liefdevol en teer te wees, soos Psalm 103 van ons Vader sê. En behoort daarna te streef om elke kind te help om alles te word wat God wil hê daardie kind moet wees. So doeltreffende disippelskap vereis liefdevolle persoonlike vermaning en aanmoediging. So doeltreffende disippelskap is dus gegrond op die evangelie wat in liefde verkondig word deur mense van goddelike integriteit. Kom ons let op die doelwit. Effektiewe disippelskap is gemik op disippels wat wandel op 'n manier wat waardig is aan die God wat ons tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Vers 12 van hoofstuk 2 sê, dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk in heerlikheid roep. En ek wil hê ons moet hier op 4 dinge let. Eerstens, 'n waardige wandel vereis om te wandel. Julle sal sê, maar Paulus gebruik dikwels die woord wandel om na ons lewenswyse te verwys. Dis in die Griekse teks van 1 Tessalonisense 4 vers 1 en 12 en 2 Tessalonisense 3 vers 6 en weer in vers 11. En dis 'n gepaste metafoor vir die Christelike lewe. Want 'n wandel is 'n stap vir stap proses om bestendig vordering te maak na 'n doelwit of 'n bestemming toe. So dag vir dag moet 'n gelowige met God wandel, net soos Henog van ouds gedoen het, soos ons in Genesis 5 vers 22 en 24 sien. Ons doel is om vordering te maak in Gods vrug, soos ons in 1 Timoteus 4 vers 7 sien. En as jy nie gereelde tyd met God deurbring nie, dan wandel jy mos nie met hom nie. En tweedens, 'n waardige wandel is die hoogste denkbare standaard. Daar kan geen hoër doel wees as om waardig aan God te wandel nie. Die God wat absoluut perfek en heilig is. En elders vermaan Paulus ons om waardig aan ons roeping te wandel, Efesiërs 4 vers 1, om waardig aan die evangelie te wees, Filippense 1 vers 27, en waardig aan die Here in Kolossense 1 vers 10. Met ander woorde, geliefdes, ons verteenwoordig God vir ander mense. En derdens, 'n waardige wandel is 'n reaksie op God se kragtadige roeping. En God se roeping verwys na sy kragtadige roeping tot verlossing. Want dit het in die verlede gebeur, as ons sien Galasiërs 1 vers 6 en 2 Timoteus 1 vers 9, maar Paulus beskryf God hier as die een wat ons in 'n tydlose sin roep. In 1 Tessalonisense 1 5 vers 24 sien ons dit. En hierdie vers wys vir ons dat God die inisiatief neem om ons te red. Maar ons is verantwoordelik om met hom te wandel. Ons verdien nie verlossing deur 'n waardige wandel nie, maar 'n waardige wandel is 'n bewys dat ons waarlik gered is. En vierdens, 'n waardige wandel vind plaas in die sfeer van God se koninkryk en heerlikheid.
Want God se koninkryk is sy heerskappy wat nou begin en 'n hoogtepunt gaan bereik wanneer Jesus terugkeer. Ons wandel nou in onderdanigheid aan ons koning en wanneer hy terugkeer, sal ons sy heerlikheid sien en dit met hom deel. Soos Paulus in 2 Tessalonisense 2 vers 14 skryf, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Johannes verduidelik dit en pas dit toe in sy eerste brief aan in 1 Johannes 3 vers 2 tot 3, wanneer hy sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. En ek wil afsluit so, in hierdie herhaalde les wys Paulus dat effektiewe disippelskap gegrond is op die evangelie wat in liefde verkondig word deur mense van goddelike integriteit met die doel van disippels wat waardiglik aan God en sy heerlikheid wandel. En ek wil afsluit met die 2 vrae waarmee ek verlede week begin het. Is jy 'n disipel, dan 'n volgeling van Jesus Christus? Indien nie, is dit jou hoofdoel? Is dit jou hoofbehoefte, laat ek dit so stel? Vertrou op hom as jou verlosser en Here voordat jy sy toorn in die gesig staar. Want hy bied jou genade, vergifnis vir al jou sondes en die ewige lewe as 'n gratis geskenk. Neem dit nou. En dan wanneer jou antwoord ja is my volgende vraag, disipel jy ander? Met ander woorde, help jy hulle doelbewus om volgelinge van Christus te word? Indien nie, maak dit jou doelwit. Vra die Here waar jy moet begin. Dit is die kultuur of klimaat wat ons in elke kerk wil kweek. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, ons sê vir U so dankie. Here, dat U vir ons hier herhaalde voorbeeld gee en lering gee oor wat dit is om 'n doeltreffende disipel te wees. Dat ons hoofdoel is om die evangelie in liefde te verkondig en deur ons voorbeeld ook dit vir hulle te wys en dan ander in liefde te lei om ook disipels van U te word. Dankie Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle saam geluister het, weer eens. En my bede is dat hierdie herhaling dit in julle harte sal vaslê. En dat julle waarlik doeltreffende disipels sal wees. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet. En as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar om verder uit hierdie pragtige brief van die Tessalonisense te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees, en mag God julle seën. Shalom.